Liewe gemeente, hiermee gee ons graag terugvoer oor die boekjaar wat geëindig het 28 Februarie 2026. Soos julle moontlik kan onthou, het ons verlede jaar aanvanklik gedink dat ons begroot vir 'n verlies van R400,000. Dis 'n geweldige bedrag as 'n mens in ag neem die huidige ekonomiese klimaat, maar ons het ook die Here hiervoor vertrou en daarom het ons dit wel so goedgekeur by die gemeenteraad. En hoe wonderlik vir ons om op hierdie stadium te kan sê dat die agterstand verlies wat ons voor begroot het van R400,000 heeltemal weggewerk is en dat ons glad nie afgesluit het met 'n tekort nie. Al die eer aan die Here hiervoor vir sy voorsiening. So vanoggend wil ons uit ons hart uit as gemeente baie dankie sê vir elkeen wat hier 'n lidmaat is. Want ons weet dat elke sent wat jy gee jy uit dankbaarheid, maar met elke sent wat jy gee jy baie meer as net die geld. Jy gee eintlik 'n stukkie van jouself. Jy gee 'n stukkie van vertroue en jy gee in diensbaarheid en in nederigheid en jy vertrou die gemeente ook dat die fondse wat gegee word werklik reg aangewend sal word. So daarvoor baie dankie vir elkeen van julle se hart. En daarmee kan ons dan eintlik sê dat ons het nie net die R400,000 weggewerk nie. Ons het eintlik afgesluit met 'n klein surplus. Hoe wonderlik om hierdie ekstra fondse dan ook op ander maniere te kon aanwend in die gemeente boonbehalwe dit wat ons oor gedroom het verlede jaar. Baie dankie opreg vir elkeen se bydrae. Die bydraes van ons lidmate het ons in die afgelope jaar dan in die volgende groot areas spandeer. Die eerstens, soos julle daar kan sien, het ons spandeer op bedieninge en belangegroepe. En ons het wonderlike plekke en geleenthede waar mense betrokke raak en waar hulle geestelik groei. In elkeen van hierdie terreine was daar vir verskillende groepe besonderse hoogtepunte gewees hierdie jaar. Ons is so dankbaar vir terugvoer van elkeen van hierdie groepe en dit wat daar beleef is en bereik is, bande wat gesmee is, maar ook geloofsverdieping wat plaasgevind het by mense. Die tweede groot fokusarea waar ons fondse spandeer het hierdie jaar is natuurlik op die woordverkondiging. En die eredienste op 'n Sondag en die samekoms op 'n Sondag is die gemeente se hoofbesigheid. En wat 'n wonderlike voorreg het ons ervaring om Sondag te kan saamkom kerk toe en te kan sien hoe lekker vol ons kerk eredienste sit. Gemiddeld elke Sondag met ons 2 dienste het ons omtrent 500 mense wat ons hier bedien. En daarmee saam ook nog die tiener erediens saam met die kinderbediening is 'n ekstra 200. En dan ons uitsendings op Sondag wat lewendig uitgesaai word, bereik ook 300 gesinne per Sondag. Wat 'n wonderlike ervaring as ons terugkyk op die jaar, op besonderse eredienste, waar daar besonderse geleenthede was om die Here se liefde, sy genade, sy woord en die manier wat hy wil hê ons sal sê en nee nie, te gehoor het en te ervaar het in ons eie te kon gemaak het. En ons is steeds dankbaar dat ons gemeente steeds groei en dat daar steeds meer mense is wat hulle hand opsteek en sê amen. Ter verdere ondersteuning van die woordverkondiging is die derde area waar ons fondse aan spandeer het, die fasiliteite binne die gemeente. Hier sou julle reeds opgetel het in die onlangse verlede dat ons die klank in die konsistorie wonderlik opgradeer het. As julle Sondag by die terrein inry, sou julle ook gesien het die afgelope tyd dat ons die parkeerterrein nuwe strepe geverf het, wat beteken dat ons nou meer parkeerplekke het. Dis dalk ongerieflik hier en daar nog vir mense wat moet gewoond raak in 'n nouer parkeerplek, maar wat 'n wonderlike voorreg is dit vir ons as gemeente om te kan sê ons het meer staanplekke nodig, parkeerplekke, omdat ons soveel ekstra motors het. So hiermee sê ons ook vir die Here dankie dat ons dit wel kon doen en dat ons gemeente op hierdie manier gebruik. Ons het ook gesien dat daar fase 2 van die verfprojek by die jeugsentrum wonderlik pragtig mooi gemaak is vir hulle. En dan ook verder hier binne in die kerk, weet julle dat ons die afgelope tyd gepraat het oor die banke se opgradering.
wonderlik dat ons juis met die surplus van die afgelope jaar, boonbehalwe die bydraes wat die gemeente tot hiertoe bygedra het, 'n verdere R100,000 ook na hierdie projek toe kon allokeer. Op hierdie stadium kort ons nog net 'n klein bedragie en ons hoop dat ons dit teen die einde van April sal insamel, sodat ons dan ook met die kerkbanke 'n verdere bydra en 'n opgradering kan maak van ons fasiliteite. En dit bring ons ook dan by die laaste area waarna ons geld geallokeer het. En hierdie is eintlik maar die hart en die siel en die liefde en die omgee van 'n gemeente. Hierdie is om die nood in die wêreld raak te sien soos wat Jesus dit raak gesien het. En dan ook net raak te sien, maar werklik om te gee en te kan bydra. Ons is deeglik bewus in hierdie gemeente van die wonderlike werk wat gedoen word deur die groentetuinprojek saam met die skole voedingsprojek wat op 'n weeklikse, eintlik 'n daaglikse basis wonderlik voorsien in die nood van kinders, kos fisiese nood. En daarmee is ons hierdie groep geweldig dankbaar vir wat hulle doen en ons hoop om dit selfs net verder uit te bou in die nuwe jaar. En dan elkeen van hierdie ander projekte wat julle hier sien, lê ons ook na in die hart. Dis vir ons 'n voorreg om by elkeen van hierdie nood in ons omgewing en selfs weier betrokke te kan wees. En ons is dankbaar vir die mense wat ons in Grace Valley kan ondersteun en kan bereik. Ons is dankbaar vir die werk wat Ukulunga doen en dan ook so die kinders wat ons in die Jacaranda kinderhuis kan bereik en kan bedien en hulle lewens net 'n bietjie beter te maak. Op hierdie manier leef ons die liefde van Jesus wat vir ons kom leer het wat die neni beteken. In die tyd wat ons in leef is daar natuurlik verskriklike, baie eenvoudige en makliker maniere om te kan bydra. Maar watter manier jy ook al gebruik, kan ons vir jou met oorgawe sê, hier kan jy gee met gemoedsrus. Hier word jou finansies hanteer as nie menslike, aardse, wêreldse geld nie, maar werklik fondse wat die Here vir ons voorsien waarmee ons verantwoordelik moet omgaan. En daarom, vir jou wat reeds gesê het die neni, sê dit ook met dit wat jy bydra. Elke keer wat jy jou geld gee, sê jy eintlik vir die Here dankie. Dankie dat U vir my gee, dat ek kan gee. En dankie dat U in my lewe voorsien, want dis ook wat ons as gemeente saam sê. Here, baie dankie dat ons in die diens mag staan. En dat ons mag sien hoe U steeds daagliks in hierdie gemeente se droom en se uitleef as liggaam van Christus voorsien en dat U voorstap en vir ons lei. Here, ons sê saam as gemeente opnuut weer, U neni. Hier is ek met alles wat ek het.